Vriende, goeiemôre. Ek wil sommer net begin deur te lees uit Psalm 91. Dis die Psalm wat die familie ook as 'n opsie gegee het vir vanoggend se boodskap. En ek wil glo dat Psalm 91 ook vir hulle as familie al baie beteken het. Psalm 91 klink so: hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. En dan gaan die Psalm so voort. Ek dink nou aan die sanger wat hierdie lied gesing het, ek sal nie bang wees nie, Joe Niemann. Gaan soek bietjie op YouTube na Joe Niemann. Hy was een van hom Angus Baggen se seuns, as ek dit so mag noem. Hierdie Psalm 91 sing hy op 'n ongelooflike manier. Ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie bang wees nie. Want die Here is vir my 'n toevlug. Hy is vir my 'n vesting. Hy is die God op wie ek vertrou. En as ons vanoggend hier in ons broosheid bymekaar is, dan hou ons vas aan hierdie belofte, dat die Here ons toevlug is, ons skuilplek, die een waar ons kan gaan skuiling vind, die een op wie ons vertrou. En ek wil sommer namens myself, en ek dink 'n klomp van hierdie familie en vriende wat hier is, ook ons meegevoel met julle betuig. Ek weet die Here se genade en sy troos sal vir julle genoeg wees. Mag julle dit ook in hierdie dag so beleef. Vriende, ons gaan die orde van die diens soms 'n bietjie omruil, dat ons met die formele goed hier aan die begin klaar maak. Julle het gesien dat die draers vanoggend met die inkom Peri is, 'n seun, Jacques, skoonseun Zander, 'n kleinkind, Johan, 'n vriend, Pieter, 'n vriend, en Marcel, 'n broerskind. So dankie ook vir julle deel vanoggend, hier in die kerk en ook daar by die graf. En dan wil ek die pragtige gedig wat agterop die pamflet is, saam met julle lees. Julle kan dit maar in julle hand neem as julle dit daar by julle het. As ek kniel voor die Heer en vir die Here sê, ek het so seer. O Heer, U weet, ek kan net nie meer. Dan hoor ek, hoe sê die liewe Heer, kom sit hier by my, bring jou seer. Kom sit jou las en pyn by my voete neer. As ek vandag by die Here kla, sal ek sê, ek is so jammer om te pla. Maar die las word te swaar om te dra, dan sê die liewe Heer, jy mag maar kla. Jy mag maar aanhou om vir my te vra. Ek sal jou wel die krag gee om jou kruis te dra. En as ek vanaand my hart leeg huil, vir die Here vra dat my boot op kalm water seil, vir die Here vra vir 'n hoekie om te kan skuil, sal die Here sê, jy sal weer op kalm water seil. Jy mag maar jou leed op my skouer uithuil. By my is daar rus, 'n plek om te kan skuil. Here, my hart is 'n knoop, in 'n knoop gebind. Ek is moeg baklei teen hierdie sterk wind. Ek wil tog net weer rus en vrede vind. Die Here sê, jy is mos my lieflingkind. Jy is met my anker van liefde gebind.
Raak stil, raak rustig. Jy sal weer vrede vind. Vriende, ons kom sit vanoggend hier, elkeen met ons eie stories. Ons stap elkeen ons pelgrimstog deur die lewe. En ons het elkeen ons belewennisse en ervarings. Ons het ons ontmoetings met die Here langs die pad, maar langs die pad is daar ook 'n klomp hartseer en swaar kry wat deel is van die lewe. Ek weet nie vanoggend waar jy is nie. Maar as ons vanoggend hier by mekaar is om afskeid te neem van Judith, dan is dit ook 'n moment waar ek so bietjie weer net na binne kyk en vir myself afvra, maar wie is die Here vir my? Wie is die Here vir my in hierdie tyd waar ek ontwrig is, en waar ek seer is, en waar ek verlang, en waar ek sukkel om 'n klomp goed in die lewe te verwerk? Wie is die Here vir my? Ek gaan so 'n paar sekondes gee, dat jy dalk net so bietjie daaroor dink. Here, ons het begin met Psalm 91, wat 'n klomp beloftes bevat, wat U vanoggend vir Mike en vir Peri en vir Lene Marie en vir Jacques en vir Zander en al die ander familie en vriende wil kom gee. Beloftes van U beskerming, beloftes dat U vir ons 'n skuilplek is, 'n veilige hawe, dat U vir ons 'n toevlug is, 'n plek waartoe ons kan hardloop wanneer ons net stikkend en seer is en ons nie meer weet watter kant toe nie. Dat U die God is op wie ons kan vertrou. En Here, ons het nou in stilte elkeen gesê vir onsself en dalk vir U, wie U vir ons is in so 'n tyd van ontwrigting en van swaar kry. U is die God wat ons kan vertrou. Die God wat by ons is en wat verder in hierdie Psalm sê, jy hoef nie bang te wees nie. Jy is nie alleen nie. En hierdie beloftes, Here, wil ons vanoggend kom toeëien, ons wil dit kom vat, ons wil dit ons sinne maak, want ons het nodig om daaruit te leef. Ons kan nie sonder dit voortgaan nie. En nou kom ons, Here, soos wat hierdie Psalm ons uitnooi, en ons hardloop vanoggend in U vaderlike arms in, om by U te kom troos en krag en hulp soek. Mag ons vanoggend in U teenwoordigheid juis hierdie beloftes beleef, dat dit waar word, dat U vir ons so 'n God is. Ons is juis in lydenstyd, die tyd waarin ons dink dat God ook gelei het in Jesus Christus, en dat hy eintlik ons lyding op hom neem, en ons 'n klomp lyding spaar, die dood aan 'n kruis gespaar het, omdat sy seun in ons plek gesterf het. So U ken swaar kry, Here, U weet dit, U dit beleef, en daarom het U vanoggend met ons deernis en liefde. Here, kom maak U woord vir ons oop. Ons gaan net nou daaruit lees. Ons bid, Here, dat U ons harte net sal oopmaak om ook uit Psalm 23 te hoor wat op U hart is. In Jesus naam bid ons dit.
Amen. Vriende, ons is vanoggend hartseer en gebroken en stikkend, maar dis nie al wat ons is nie. As ek so na die familie geluister het, en ek gaan nie vanoggend daarop uitbrei en voortborduur nie, het hulle 'n klomp wonderlike eienskappe van Judith genoem, waarvoor sy bekend was, wat aan hulle afgesmeer het, wat haar nalatenskap aan hulle was. En die van julle wat hier sit, wat haar geken het, sal dit kan beaam, die rol wat sy ook in julle lewe gespeel het, miskien vir 'n korter tydperk. Ek sien van die straatse mense hier, wat haar nie baie lank geken het nie, maar die bietjie wat hulle geken het, sou hulle ook kon beleef, dat dit wat julle 2 dae terug met my gedeel het, eienskappe is wat haar lewe kom mooi maak het. Nie omdat sy wonderlik was nie, maar die mooi wat ons mense sien is maar iets van die Here se mooi. Iets van die Here se beeld in ons lewens wat wys, wat uitstraal. So ons is dankbaar dat sy vir 87 jaar geleen was aan julle. Aan Mike 'n bietjie langer, want hy het 'n lang pad met haar gekom. Ons is dankbaar, en somme uit die bedankings wat julle vir my gegee het om te lees, sien ek dat julle ook dankbaar is vir wat in hierdie dae afgespeel het rondom haar siekte en haar afsterwe. Vir mense wat na die tafel toe gekom het, mense wat kom ondersteun het. En ek gaan sommer voor begin. Die familie Jacques wil vir jou baie dankie sê, jy het al die reëlings getref vir die begrafnis, so aan jou baie dankie, ons weet dit was nie maklik nie. Vir die gemeente, vir die gebruik van die saal en die kerk en die bystand, ek gaan myself nie bedank nie, en dan vir Afbob Gert, vir julle goeie diens, vir die blomme, reëlings by die graf, die video wat gemaak word, die familie is baie dankbaar, ook vir julle professionele diens in die verband. Dan is hier ook mense, lyk dit vir my, wat ver gekom het, van Pretoria en Kaapstad, wat vanoggend hier saam met ons is, en dan sou ook mense, ek lei af nie net in die Vrystaat nie, maar dalk ook op ander plekke, wat via die lewendige stroming van ons diens by ons ingeskakel is, so aan julle ook welkom, en dankie dat julle ook by ons ingeskakel is. Dan 'n woord van dank ook aan Dominee Pieter Landman, wat vir 2 jaar lank al met hierdie familie 'n pad stap. Pieter, jou betrokkenheid by hulle gaan nie ongesiens verby nie, hulle is diep dankbaar vir dit. En dan vir die mense van Dwarswegstrand, dis nou daai Tuis Olivierstraat, min of meer, ons praat in die gemeente van Kerkstraat, want is 'n klomp oulike kerkmense wat daar in Tuis Olivierstraat bly. Dankie vir julle betrokkenheid en al die vriende vir hulle besoeke, vir die kos, die ondersteuning in hierdie tyd, die familie is baie dankbaar daarvoor. En dan ook vir die mense van die Vrystaat, wat ons weet graag hier sou wou wees, dankie ook vir julle oproepe, julle gebede en boodskappe, die familie waardeer dit. Dan vir Adrie van Duyk, vir die hulp met die verversings, na die tyd is daar in die kerksaal, die langsaan ook teenverversings, dankie ook vir haar, en ek wil glo ander dames, wat gaan help met die bediening van die tee. En dan ten slotte, dank aan ons hemelse Vader, vir die moeder wat hy vir ons geleen het, vir 87 jaar. Vriende, ons is hartseer, maar ons is ook dankbaar. Dankbaar vir die Here, vir 'n moeder, 'n eggenoot, 'n ma, 'n ouma, skoonma, 'n vriendin wat hy vir ons geleen het vir 87 jaar. En vir die Here wil ons vanoggend sê, al die lof kom hom toe, ook vir Judith se lewe en haar nalatenskap in ons wat haar geken het. Ons gaan 'n lied saam sing. In die ou Psalm en Gesangboek was dit Gesang 80. Ek het wel 2 versies gekies uit hom. O Christus ons verlange. En dan die tweede vers is veral die versie wat die familie uitgesoek het.
Maar ons sit vanoggend hier in die woorde van die eerste vers, omdat ons 'n verlange na Christus het. Dis hy wat ons moet troos. Dis hy wat ons swaar kry op hom neem. Dis hy wat vir ons Immanuel geword het by ons, God by ons. So kom ons staan, dan sing ons hierdie twee verse met mekaar saam. Christus ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange, U lof na waarde sing, vervul in welbehae, ons harte met U Gees, skenk ons in hierdie dae, in ware Christus fees. Ek magteloos gebonde, ek word deur U bevry. Ek is bevlek met sonde, U kom en reinig my. Nou leef en ek sing en dien, nou kan ek sterf in vrede, ek het my Heer gesien. Julle kan maar sit, dankie. Vriende, ons skriflesing kom uit Psalm 23. Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie, hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die Here is my herder. As die Here ons herder is, dan beteken dit mos nou dat ons sy skape is. Nou in ons moderne konteks vandag is dit nou nie eintlik 'n kompliment as jy vir iemand sê hy is 'n skaap nie. Want 'n skaap is mos 'n swak en 'n dom ding. Dis eintlik 'n belediging as jy vir iemand sou sê hy is 'n skaap. En Jacques, jy wat nou in die sportwêreld was en is, sal nou weet hoe lyk die name van sportspanne. Amper elke sportspan het 'n kragtige naam. Dis leeu's, of is olifante, of is haie, of luiperds, of pumas, of cheetahs, of bulle. Ek het nog nooit in my lewe 'n sportspan gesien wat hulle self met trots aankondig as die blou skape nie. Van die wêreld waarin ons leef, is 'n plek van krag en van mag en van sterkte. Ons leef eintlik in 'n genadeloose wêreld waar swakheid eintlik nie 'n plek het nie. Waar swak is eintlik uitgeskuif word en die sterker is verhef word.
En tog op 'n vreemde manier troos dit om te weet dat ons die Here se skape is. Want jy sien, as jy die herder se skapie is, dan beteken dit dat jy totaal en al afhanklik is van die herder. Dit beteken jy kan nie vir jouself sorg nie. Dit beteken as skaap kan jy nie jouself beskerm nie. As skaap vind jy nie die roete nie, jy het 'n herder nodig om vir jou die pad te wys. Om swak en afhanklik te wees van God in alles wat jy is en het, is nie sleg nie. Inteendeel, miskien is dit die beste plek om te wees, want die een wat jou versorg, die herder van jou lewe, is nie sommer net 'n hier jy herder nie. Hy is die koning van alle konings en die Here van alle heersers. Jy kan maar sy skapie wees, want hy kan en wil vir jou sorg. 'n tweede stukkie in daai Psalm wat ons raak lees, sommer hier aan die begin, ek kom niks kort nie. Is dit regtig so dat ons vanoggend niks kort kom nie? Miskien moet ons die vraag omdraai en vra, wat kort jy om gelukkig te wees? Wat moet in jou lewe gebeur, of in jou bankrekening gebeur, of in jou huis gebeur, of in jou vriendekring, of in jou sosiale lewe, wat moet daar gebeur om jou lewe gelukkig te maak? En nou weet ons, dis een van die leuns van die wêreld daar buitekant, wat vir ons wil laat glo, dat ons 'n klomp goed kort om gelukkig te wees. En die advertensiewese en die sosiale media slaag uitstekend daarin om vir ons te laat dink dat ons 'n klomp goed kort. Want as ek rondluister en ek kyk, dan sien ek, maar weet jy wat, ek kort eintlik nou 'n ander selfoon. Ek kort eintlik nou 'n ander kar. Omdat die petrolpryse nou so gaan styg, moet ek eintlik 'n elektroniese batteryvoertuig hê. Ek kort nou dit. Ek kort dalk 'n nuwe vakansieplekkie daar by die see waar ek kan gaan uitrus en vakansie hou. Ek kort 'n klomp goed. En eintlik help hierdie media en bemarking ons om ontevrede te wees met wat ons het. En so kort ons gedurig goed. En 'n klomp mense is net ongelukkig omdat hulle glo, ek het eers die goed nodig voordat ek werklik gelukkig kan wees. En dan kom Dawid en luister mooi, dan sê hy vanuit 'n ander perspektief. Hy sê as die Here jou herder is, dan kom sê die Here vir jou, Jan, jy kom niks kort nie. Dit wat jy nodig het, is 'n herder. En ek is dit vir jou. Ek is hier om vir jou te sorg. En dis wat 'n goeie herder doen. Hy sorg dat sy skapies kry wat hulle nodig het. En miskien as ons nou vanoggend dalk eerlik is met onsself, sal ek kan sê, ja, ek kort nie te veel goed nie. As 'n mens nou vir een oomblik die leuen van die wêreld glo, dat ek nog 'n nuwe kar kort en 'n nuwe selfoon en 'n nuwe dit en 'n nuwe dat, dan as ons dit nou uitgeskakel het, dan delf ons dalk so bietjie dieper en moet ons sê, weet jy wat, eintlik is dit dalk so, dat as die Here my herder is, en ek dalk bietjie meer eerlik is, dan kom ek eintlik niks kort nie. En die oomblik as ons begin fokus op dit wat ons het, dan sien ons gehele al, maar ek kort eintlik nie nog iets nie. Ek was toevallig gister by 'n fisioterapeut met my rug wat bietjie moeilikheid gee, en sy vertel toe van navorsing wat gedoen is rondom pasiënte van wie daar MRI breinscans geneem is,
wat pyn en seer kry het, liggaamlik, en wat daartoe vir 'n klomp van hulle gevra is om elke oggend 'n lysie te gaan maak van die goed waarvoor die dankbaar is. En elke dag met daai gratitude, met daai dankbaarheid te leef. En 'n maand of 2 later het hulle weer van daai selfde klomp pasiënte 'n MRI-scan geneem en sy vertel dat die uitslaaf was dat die wat dankbaar was, wat met gratitude geleef het, sy goedvoelhormone was in oormaat afgeskei, wat gehelp het dat die liggaam homself beter kan genees. Is dit nie wat die Bybel ons leer nie? Is dit nie wat die groot geneesheer al van die Bybelse dae vir ons leer? Wees bly, wees dankbaar in alle omstandighede. Ja, ons sou dalk vanoggend kon sê, ek het nie alles wat ek wil hê nie. Maar die Here gee vir my wat ek nodig het. Die herder gee vir my wat ek nodig het. En dis genoeg. In vers 2 lees ons, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Skape het rus en vrede nodig. Hulle het 'n plek nodig waar hulle kan uitspan, waar hulle kan uitrus, waar hulle krag kan kry om verder agter die herder aan te loop. En dis 'n herder se taak, nie die herders wat ons vandag het nie, maar die tradisionele herder. Sy werk was om die skape te lei na water en groen weivelde, sodat hulle genoeg kan eet en drink, om te kan bly lewe. Nou die probleem met hierdie versie is, dat jou en my verstaan of definisie van groen weivelde in plekke van rus en die herdersin nie altyd dieselfde is nie. As ons dink aan groen weivelde en waters van rus en vrede, dan dink ons aan 'n lekker vakansie, ons dink ergens aan 'n eiland waar ons kan gaan sit en net die tyd kan geniet in oorvloed en in rus en vrede 'n lekker vakansie kan hê om ons kragte te herwin. Maar ek dink die Here as herder dink anders oor groen weivelde. Partykeer is die groenste weiveld om op 'n siekbed te lê, of in 'n krisis te wees. Partykeer is die groenste weiveld om hulpeloos en swak en radeloos en hartseer en bekommerd en ontwrig te wees en moeg na die Here toe te hardloop. Want dis die tye waar ons 'n herder nodig het. Waar ons soek na hierdie herder se teenwoordigheid sodat hy vir ons kan voed en versterk en vir ons kan krag gee. Ja, groen weivelde is nie altyd net lekker en maklike tye in ons lewens nie. Somtyds is die groen weivelde ook 'n stukkie swaar kry en 'n stukkie ontwrigting. In vers 4 lees ons, selfs al gaan die pad deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Partykeer is die regte pad na die weivelde deur die donker. En ons weet mos nou die lewe is broos en stikkend en ons is uitgelewer aan die gebrokenheid en die sonde van hierdie wêreld. Ons is nie gevrywaar van die donker en die dieptes nie. Ons het nie, toe ons die Here aangeneem het, 'n waarborg gekry dat ons lewe sonder gevare, sonder hartseer en sonder teleurstellings gaan wees nie. Trouwens, as ons dink aan Jesus se pad wat hy geloop het, en ons is sy volgelinge, dan gaan die pad vir ons baie keer ook deur donker dieptes vat. Dan gaan ons ook in die noutes kom. Maar donker dieptes is daar waar ek die Here as herder op 'n ander manier leer ken. Waar ek
in my grootste nood en wanhoop die sagtheid van die Here se teenwoordigheid in sy deernis in sy stem nog duideliker hoor as in die tye toe die lig helder geskyn het. En as ons deur daai donker diepte saam met die herder loop, dan kom ons uit by 'n groen weiveld en by waters van rus. En dis wat Judith wil ons glo ook beleef het hierdie week, dat toe sy in daai laaste oomblik van donker dieptes is in die dal van doodskade wee, dat haar herder saam met haar geloop het, haar deur daai donkerte gevat het, en vir haar uitgebring het, daar waar sy wou wees. Sy het dit vir julle gesê, sy wil by die Here wees, sy verlang om by hom te wees, en deur daai dal van doodskade het die Here die pad saam met haar geloop, totdat sy uiteindelik gearriveer het, daar waar sy moes wees. Ek sluit af, vriende, Psalm 23 het my die afgelope tyd maar net weer geleer dat ek 'n skaap is. Nie 'n leeu nie, nie 'n buffel nie, nie 'n renoster wat op sy eie kan regkom en vir homself kan sorg nie, maar 'n ou skaapie wat afhanklik is van sy herder. Ek is 'n skaap, Here. Wees U vir my 'n herder. Ek het iemand sterker nodig. Ek het iemand groter nodig. Ek het iemand nodig wie se hand my sal vashou as ek bang raak. Ek het iemand nodig wat my sal optel en dra as ek nie meer kan nie. Ek het iemand nodig wat my sal inhardloop as ek verdwaal en my sal kom haal, my sal kom soek. Wees U my herder, Here. Ek wil net U skapie wees. En dan kom antwoord die Here vir ons. Ek sal jou herder wees. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou nuwe krag gee en jou bring op 'n plek van rus en vrede, want in my hand is jy veilig. Mag jy ook vandag, jy wat hier is om afskeid te neem van Judith, hierdie herder, persoonlik, intiem, sy nabyheid beleef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dat U ons herder is, ja, dit is so voorreg. Dawid kan dit in Psalm 23 bely, in Johannes 10, lees ons dat Jesus sê, maar daai herder is eintlik ek, Jesus. En ek ken my skape, en hulle ken my, hulle ken my stem, en hulle volg my. Wat 'n voorreg, dat ons nie sommer net 'n algemene herder het nie, 'n persoonlike herder, 'n herder wat die Here van alle heersers is, die koning van alle konings. En dat hy vir ons beloof, hy wil by ons wees. Hy wil vir ons sorg. En die Here het hierdie familie nie U sorg en krag en troos nodig nie. Ons bid vir dit, Here. Ons bid dat hulle U so naby en intiem sal beleef, dat hulle dankbaarheid vir dit, Here, selfs groter sal wees as hulle hartseer. Here, ons wil vir U dankie sê, want dis waartoe ons geroep is. Dankie vir dit wat ons het. Miskien moet ons ook dit waag om te bid, dankie vir dit wat ons nie het nie. Here, want daar's 'n rede hoekom ons heel waarskynlik nie alles het wat ons hart begeer nie. Ons wil net fokus, Here, op U.
Nie eers op die goed wat ons het nie. Ons wil op U fokus, Here, want dis die rede vir ons dankbaarheid. Op U as herder. En as U in die groot genade dit goed dink om vir ons 'n klomp goed te gee, om vir ons te versorg, kos en water, en U gee vir ons 'n vrou en 'n man, en 'n kind, en 'n huis, en 'n werk, en familie, vriende, dan is dit alles bonusse, Here. Dankie dat ons ook hier mag weggaan, Here, met dankbaarheid oor Judith. Dankbaarheid dat sy U geken het, want dis ons enigste troos in lewe en in sterwe, dat ons aan U behoort. Dankie vir haar nalatenskap. Dankie dat U ook die pad saam met ons gaan loop, as ons op 'n rouproses vertrek, Here, waar ons weet, U ons gaan kom heel maak en kom genees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met doen slegs U wil, Heer, dis nou die nuwe woorde, leer my U wil, Heer, en dan gaan ons daarna die seën uitspreek, en dan vertrek ons na die begrafplaas. Ek dink ons is gevra om almal agter die wa, of op se wa in te stap. Dis net so, laat ek nou nie onrealisties wees nie, kom ons sê maar dis 400 meter, dalk bietjie minder hier af in die pad. So dit behoort nie te ver te wees vir julle nie. Ek gaan ongelukkig moet ry met my ellendige rug, so as daar iemand is wat wil ry, dan kan jy saam met my ry. En dan is die ter aarde bestelling daar, en dan kom ons terug hier na die saal toe vir die tee en die verversings. Kom ons staan, dan sluit ons af met doen slegs U wil, Heer. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos en die nabyheid van die Heilige Gees, in die besonder by julle as familie sal wees en bly. Amen.
Vriende, as ons so by die graf is, dan dink ek is dit gepas om ook ons geloof te bely in die herder wat Psalm 23 ons net nou van vertel het. Kom ons doen belydenis van ons geloof en ek sal hardop voorgaan. Julle kan maar net in julle gedagtes en harte dit saam bely. Ons geloof in hierdie God wat ook vir Judith vir ons geleen het, wat aan haar die lewe gegee het en inderdaad ook die ewige lewe. So kom ons doen belydenis van ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Judith Kemp deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Ons het gehoor, hy is ons herder wat vir ons sorg. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag bystaan, en dat hy verder ook met ons sal gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges spottender uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en hy roep sy kind tot 'n nuwe toewyding aan hom. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself hoef te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgestaan is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe al ons lof, die eer en ons dankbaarheid in Jesus se naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons hier by die graf staan, dan weet ons, het die dood nie die laaste sê in ons lewe nie. Dankie tog daarvoor. Dankie vir 'n Jesus wat na 3 dae in die graf opgestaan het. Die kettings van die dood stikkend gebreek het. As oorwinnaar opgestaan het en tot in ewigheid nog lewe en sal lewe. En dat hy in ons is, by ons is, dat hy ons goeie herder kan wees. So ja, Here, dit wat ons hier voor ons sien, is nie die punt aan die einde van die sin nie, dis maar die komma, dis maar die deurgang na die ewigheid om by U te wees. En Here, die ewige lewe word aan ons almal geskenk, deur Jesus Christus in groot genade. Dankie vir ons wat hier is, wat hierdie geskenk al kon ontvang, sodat ons, ja, eendag by U sal wees. En dan maak alles sin, dan kyk ons nie meer in 'n spieël en ons sien 'n dowwe
en 'n raaiselagtige beeld nie, maar sal alles vir ons sin maak. Dankie vir die voorreg van kindskap. Dankie vir die voorreg van skaap wees, want ons het 'n herder wat saam met ons loop, wat vir ons sorg. En nou bid ons, Here, dat ons nie in wanhoop hier sal wegloop nie, dat ons nie met die dood in ons agterkop hier sal wegloop nie, maar met lewe, die ewige lewe, die lewe in sy oorvloed wat Jesus ook vir ons kom verwerf het. Ons bid u troos, u krag op hierdie familie af, as ons dit bid in die naam van die opgestane Here Jesus Christus, die oorwinnaar. Amen. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. More than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up.